is so groot en heilig, en daar is niemand soos U, Lord. Kiraraboshe. Dankie, Jesus, vir wie U is. Dankie dat U seun gestuur het om te sterf. Sê dat ons iemand het wat ons kom veilig maak het. You came to rescue us, God. Daar was 'n kruis. Ja, rede aan 'n kruis vasgeslaan. Ja, so kruis. Daarom sal Yes, Vader, ons sê dankie vanmôre in die naam van Jesus. Dis die rede hoekom ons sing, want ons het 'n verlosser wat 'n prys betaal het. Ons eer U vanmôre, dat ons vanmôre nie net onder die woord kan kom nie, maar Here, onder aanbidding en lof kan kom vanmôre, en waardering uit ons hart vir hierdie God, wat homself kom openbaar het deur sy seun Jesus Christus. Mag hy elke hart captivate, mag hy elke hart vasgryp vanmôre, Here. Tot so 'n mate dat ons vanmôre, wanneer ons huis toe gaan, dat hy diep in ons hart gespreek het, soos wat Petrus gepreek het, toe hy diep in die harte van mense geval het deur die krag van die Heilige Gees wat in ons midde is, Here. Vanmôre kom ons in lyn, Heilige Gees, deur die bloed en deur die offer van Christus. En dankie dat ons vanmôre sal beleef, sal gehoorsaam wees wat U vir ons vanmôre sê, deur die woord, deur die diensknegt, Here. Mag U vanmôre U wil bereik in elkeen se lewe, net soos U dit opgeteken het vanmôre in die hemele, Here. Mag dit manifesteer deur die krag van die Heilige Gees, nie uit ons eie krag nie, maar die krag van Hom wat in ons woon, wat in ons midde is, wie ons verheerlik deur ons lewe, o God. Ons bid dit in Jesus naam vanmôre, Here. Ons loof U, ons is dankbaar vanmôre, Jesus, dat U bloed gestort het. Die bloed, Here, waarvan ons vanmôre spreek oor die offer, wat die offer finaal afgeseel het, Here, ons sê dankie vanmôre vir U genade, U woord, wat lewend en kragtig is in en deur ons lewe. Amen. Amen. Baie dankie, Pastor Anton en span, ons waardeer julle. Halleluja. Yes, halleluja. Hier kan maar sit. Halleluja. Wat 'n voorreg om vanmôre die woord met U te deel. Uit die boek van Haggai hoofstuk 1. Ons gaan meerendeels uit Haggai praat en dan uit Sagaria 1 gedeelte, Sagaria 4 en dan uit Haggai. Die volk. Ek het vanmôre gesit en dink, daar's so baie dinge wat ons kan ontmoedig om opgewonde te wees. En ek het gesien, Pastoor Anton het vanmôre dit op julle gesigte gesien, want die lewe kan soms ontmoedigend wees, dit kan neerhalend wees, dit kan afbreekend wees. Amen. Amen. Ja, hulle is lewendig, Wat iets gebeur intussen. Loof die Here, maar dit is so dat die lewe neerhalend, afdrukkend, depressief kan wees, ook as gelowige. Dis nie net vir die ongelowiges, hierdie woord is van toepassing op elkeen wat glo. Want dit gee ons die vermoë om uit te staan bo ons omstandighede, om te wees op die plek waar Christus ons geplaas het eintlik, ons wat sit saam met hom in hemelse plekke. Amen. Die skeieregter sal net vir my aandui wanneer die tyd amper klaar is. Die tema vanmôre is wek my gees op. Wek my gees op. Wek my gees op.
Ons sal sien hoekom God my gees moet opwek. Vader, ek bind elke gees wat teenstrydig is vanmôre met die woord, met die gees, Here. Ons verklaar oorwinning daaroor, ons bind dit vanmôre. I uproot it in the name of Jesus, Lord. The spirit of tradition, Lord, every unclean spirit, thank you, Lord, I bind it and it will not be effective this morning in the name of Jesus. Amen. Haggai 1 vers 14, en ons kyk na die boek van Haggai, 'n groep mense, die volk wat uit slawerny uitkom na Jerusalem, en hulle taak is onder andere om natuurlik dit wat vernietig is te herbou. En veral nie net hulle eie huise nie, maar ook die tempel te herbou. En ek weet, en ek was gister al by die dieretuin saam met die jong mense, en dit is ontmoedigend, dit breek jou af om te sien hoe verwaarloos dit is. Dis goed waarna ons elke dag moet kyk. Wat gebeur dan as ons op die vlees fokus? Dit breek ons af. Dit ontmoedig ons om Jesus te dien. Dit vra die vraag in jou gemoed, waarom dien ek Jesus as ek hierdie goed sien agteruit gaan? En wanneer ek hierdie goed hoor, waarom dien ek my God? En hierdie volk kom uit ballingskap uit. En hulle sien 'n verwoeste plek. Kan jy 'n bietjie imagine? Halleluja, amen. Tieners, kan jy imagine? Kan jy net imagine? As jy by jou huis moet kom en hy's plat geslaan. Ek dink baie daar in die oorlog in Israel, in hulle, in Gaza, en wat in die Midde-Ooste aangaan, daar is van daai plekke wat totaal verwoes is. Daar is nie eers 'n huis om terug te keer na. Daar is nie 'n werk om terug te keer na nie. Daar is nie eers 'n plek waar ek kan gaan kos kry om terug te keer nie. Mens kan dink hoe hierdie volk ontmoedig was, te neergedruk was deur die omstandighede wat hulle moes trotseer. Nou word daar vir hulle gesê, nadat hulle uit ballingskap het gegaan het, julle moet herbou. Jy moet nou dit wat afgebreek is en vernietig is, dit moet jy herbou. En ons is in hierdie proses van transformasie. Jy het dit al agtergekom. En jy sal agterkom that it's only your commitment to God that will make you stay. Your commitment to the transformation process. Whether, hoe het ontvou, hoe kan. En hierdie mense moet dit, waarvan hulle so hard gewerk het, moet hulle herbou. Waar sal jou skoene sit? Pastoor, ek dink dit sal in my gemoed sal in my skoene sit, né? Dit sal in my skoene sit, om te dink, as ek by die huis kom, dit is alles afgebreek, en dan word van my verwag, ek moet nou dit waarvoor die land waarvoor ek lief is, ek moet dit weer herbou. Maar die woord Haggai beteken the one who celebrates. Dit praat van feesviering. Hoe gepas, want anders sou hy nie die opdrag wat God hom gegee het, as Zerubbabel gegee het, en Josua gegee het, deur die woord van die profeet gehoorsaam het nie. Want dit kom uit die gees en die hart van die profeet Haggai, wat staan vir the one who celebrates. Hulle het geweet waarvoor hy staan. Daarom het hulle daai woord van die Here met hulle hele hart gevat. Alhoewel hulle dit wat hulle met hulle oë gesien het en met hulle ore gehoor het, alhoewel hulle dit gesien het, het hulle dit nie ter harte geneem nie, maar die woord van die Here wat Haggai die profeet tot hulle gespreek het. Ons sit hier vanmôre en sommige van ons het klaar besluit wat ons gaan doen. Ek praat uit my hart uit van die Gees vanmôre en gisteraand met my gepraat. Die Here het gesê, sommige van julle sit hier en julle het klaar besluit wat julle wil doen. Ek praat met hierdie deel van die gemeente, omdat hierdie deel van julle al 'n baie lang pad kom met ons.
Jy klaar besluit waar jy wil en wat jy en waar jy wil betrokke wees. Sonder om God te raadpleeg. Ek sê dit uit genade vanmôre. God wys nie vanmôre vinger nie. Hy wil vanmôre vir jou sê dat as jy 'n besluit gemaak het en jy het hom nie geraadpleeg nie, dan moet jy teruggaan na hom toe en hom raadpleeg en confirm is jou besluit in orde met God. Amen. God sal altyd toegewyde mense soek, watter kant toe ook al. Hier of daar, God soek 'n toegewyde skepsel. Haggai 1 vers 4. Laat ek net vers 14 eers lees. En die Here het die gees van Serubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en die gees van Joshua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en die gees van die hele oorblyfsels van die volk opgewek. He talks about a remnant. En toe het hulle gekom, luister, hulle het gekom en die werk begin aan die huis van die Here van die leerskare, hulle God. Nou voor ons daar kom, voor God ons gees moet opwek vir die werk wat ons moet doen, nou in hierdie hele transisieperiode, in hierdie oorskakelingsperiode, daar was beplanning en alle goed wat gepaard gegaan het, dit het nie net die 1 Maart begin nie. Hy sê die gees van hierdie twee mense en die oorblyfsels van die volk opgewek. Om wat te doen? Om te werk. Daai gedeelte van die evangelie in die koninkryk, 5 without works is meaningless. Is daai gedeelte van die evangelie wat ons soms nie so lief is voor, wanneer ons God moet gehoorsaam, en dan dit uitlewe wat hy op jou hart lê. Dit bou net op die binne, wanneer God met jou praat en nie gehoorsaam is nie, en dit nie tot uitvoering kom, jy sal jy agterkom dat 'n mens in jou geloof stagnant raak. Ons sien daai twee dinge. Hy wek die gees van die twee manne op, die gouverneur en die hoofpriester en die oorblyfsels van die volk. En daar's 'n aksie. Daar's 'n aksie wat plaasvind. En ons het reeds aan die werk gespring. Ons het reeds aan die werk gespring, maar luister wat sê die Here vir die volk. Is dit vir julle, Haggai 1 vers 4. Haggai 1 vers 4. Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? Wat is God se observasie van die huis, van die tempel? Hulle het teruggekom uit Exile uit ballingskap toe, begin hulle huise herstel, maar hulle laat na om die huis van God te herstel, op dieselfde inspirerende manier as wat hulle eie plekke herstel. God se observasie is dat sy huis in pyn lê. Hy sê 2 keer, gee ag op wat julle wedervaar. Nou kom hy by hulle. Hy sê vir hulle, dis hoe ek voel oor die huis, oor my huis, dis hoe ek voel oor die kerk, dis hoe ek voel oor die liggaam van Christus. Dan sê hy, nou sê hy vir ons, dit is wat julle wedervaar. As gevolg van die feit dat julle my huis, en ek wil nou nie net na julle wys nie, maar dat ons die huis verwaarloos, laat ek daai woord gebruik. Net hoe voel jy offended vanmôre? Want die Here praat net so, hy het al lankal met my gepraat, deur die nag. Dat ons die huis van God, wat is ons wedervaring, omdat ons nie die koninkryk in God se huis eers stel nie. Vers 5 en 6 van Haggai 1. Hy sê, gee ag wat julle wedervaar het.
Hoe beleef jy die lewe omdat ons die huis van God in pyn los? Omdat sy volk die huis in pyn los? Hoe beleef hulle die lewe? En ons het gesien, daar was 'n depressing spirit onder hulle. Daar's 'n neerhaligheid, daar's 'n gees op 'n verslae gees op hulle. Maar as mens hierna kyk, kan jy sien, dit is as gevolg van die manier, hulle gesindheid teenoor die huis van God, die koninkryk van God, die koning van die koninkryk. Gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Met ander woorde, het hard gewerk, maar was nie oesie. Hulle het niks ingebring, die skure was leeg. Kan ek dit so sê? Maar min ingebring, julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het elke aand uitgeëet, maar dit was nie lekker nie. Ag, is net so gewoon, is nie meer eers lekker nie. Ons het altyd uitgesien om so by 'n koffieshop uit te hang of uit te gaan uiteet. Maar nou doen ons so baie so algemeen, dis nie eens meer lekker om dit te doen nie. Ek verwoord dit nou net in ons taal. Ek verwoord dit net in ons taal. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur het, verhuur hom uit om dit in 'n stikkende beurs te steek. Met ander woorde, daar was 'n gat in die beurs, daar was 'n gat in ons beursie. Dis like ons werk ons half oor 'n mik, maar ons kom nie voor nie. Ons kom nie voor nie. Jy moet huur betaal, jy huis betaal, jy verband betaal, jy moet versekering betaal. Jy moet nog petrol in die kar ook gooi om werk toe te gaan. Jy moet nog met jou kar rondry by die werk ook. As jy al die sommetjies by mekaar maak, dan kom jy agter, my vrou, jy weet, my man, dis moeilik om deur die maand te kom. Ons stoei letterlik om deur die maand te kom. Dan sê die Here in vers 7, so sê die Here van die leerskale, gee ag wat julle wedervaar het. So ek glo vanmôre wat die Heilige Gees vir jou vra, miskien mag u wedervaring vir anders te wees as waarvan ek vanmôre hier praat. En hulle wat vanmôre op die media luister. Maar ek glo in my hart, die Here spreek dit omdat daar so baie mense is. Ek is vermoeid, ek is belas. Ek weet nie eens hoekom het God my geroep of gemaak nie. Ek verstaan nie eens my eie identiteit nie. Ek is moeg, ek is moedeloos. Ek myself verwyder uit hierdie wêreld. Dis goed wat in ons gemoed opkom weens die druk wat die lewe op ons plaas. Want ewen dan, wanneer jou werk jou bel, dan klim jy in jou kar en jy gaan werk. Jy gee jou alles. Maar jy kom self leeg terug sonder waardering en jy voel jy het al die rede om te kla hoekom dit so is. Daai Kosie, ek hoop nie is Kosie vanmôre nie. Ek het al gevoel om sy nek om te draai daar by die werk. Want hy doen nie sy werk nie. Hy's gedurig siek. Ou Jannie, ek weet jy sê Jannie, maar ek bedoel ander Jannie. Hy het altyd 'n verskoning. Jannie is nie jy nie. Dis maar net die Jannie en Kosie storie van ons Afrikaners. Sal vir Mike nou noem. Dis ons wedervaring van die lewe. En weet jy wat? Ons is gelowig. Ons dien die Here. Ons sê ons is wedergebore kinders van God. Maar ons beleef dit so. En ons kan verder kyk. In vers 9 sê hy, julle het uitgesien na baie en kyk dit het min geword. En wanneer ons in hierdie transisieperiode is, want onthou, nou wil die kerk ook nog jou aandag hê. Die liggaam van Christus wil ook nog jou aandag hier hê. Hulle wil nog ook die beste van jou hê. Nadat jy soos 'n leetank petrol wanneer jy by die huis kom. Jy's moeg, jy's mat, jy's af. Dan sê die pastoor nog, kom woon die bid hierby. Die selgroep.
Dan wonder hy, dan sê hy wonder, dis nou Mike. Waar dink die pastoor moet ek die krag kry nog vir dit ook? Ek moet nog broodjies môreoggend insit vir my kinders. Ek moet 4 uur opstaan net om aan die gang te kom. Dis wat die lewe van ons eis. En dan begin dit ons fokus raak. En die Here sê vir hierdie mense, julle spandeer so baie tyd om alles te laat gebeur in julle eie huishoudings dat julle vergeet. Julle verwaarloos sy huis. En al voel ons vanmôre, ons het al die rede om so te praat en te dink. Is God se observasie oor ons lewe, dis nie iets wat blydskap in sy hart veroorsaak nie. Want hy sê mos soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. Ons is mos daai wessel wat God moet gebruik sodat dinge kan funksioneer vanuit die koninkryk op die aarde. Hy sê daar verder, vers 9, ek lees daar, terwille van my huis wat in pyn lê, terwille van elkeen van julle vir sy eie huis gehardloop. So terwille van God se huis, terwille van ons, en dis waar die gesegde oor die woord inkom, Matteus 6, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dis 'n hele omgekeerde leefstyl. En dit is belangrik dat ons God vra, Here, leer my om Matteus 6 uit te lewe. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dis alright as jy so bly, jy gaan gered word, jy glo in Jesus, maar deur die vuur heen. En hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ons dink altyd, want ons dink vleeslik, dan dink ons daai goed is prioriteit. Maar ons sien die arbeid wat ons daarin sit, ons kan nie die oes daarop sien nie. Ons kom by die land, ons kom en ons sien, maar daar's niks nie, daar's niks in die bankrekening nie. Daar's nie genoeg hierdie maand om dit te maak nie. Omdat ons die uurglas moet omdraai, 'n ander leefstyl toepas in ons lewe. Ons kan nie as heidene, as gelowiges wat uit die heidendom uitgekom het, soos heidene lewe nie. Matteus 6, die uurglas moet omgedraai word. Jy moet daai besluit neem vanmôre en sê, Here, help my. Matteus 6, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy sê verder dat die heidene, hulle strewe na die goed, waar ons vanoggend voor gepraat het. En dis jou gesindheid wat moet verander, jou belydenis wat moet verander, jou versoek tot God en sê, Here, help my om so te lewe. Help my, Heilige Gees, om so te lewe. Ons prioritiseer ons behoeftes. Dis hoekom ons vers 6 en 7 van Haggai 1 vers 6 en 7 beleef, want ons prioritiseer ons eie behoeftes. Interessant dat hy vers 9 sê dat julle het uitgesien ja baie, as kies en kyk, dit het min geword. Die rente wat die bank of die instansie vir jou gesê het, jy gaan kry, nou die ou wegloop met jou geld. Haggai 1 vers 12. Hoe maak ons dit reg, Here? Hoe herstel ons gesindheid? Hoe herstel ons dit wat prioriteit geniet? As iets nommer 1 is, dan moet hy nommer 1 bly. En as God sê is nommer 1, hy en sy koninkryk, dan bly dit nommer 1, ongeag of ons dit nommer 10 maak, of nommer 15, of ons dit die spaarwiel maak van ons voertuig. Ons gaan dit nodig kry. Nou God jou weer herinner, ek wil eintlik nommer 1 wees, ek wil die stuurwiel wees van hierdie aangeleentheid. Hoe gaan ons dit verander? Kom ons kyk vers 12. Toe het Serubabel die seun van Sealtiel en Josua die seun van Josadak die hoofpriester, die hele oorblyfsels van die volk
en die hele oorblyfsels van die volk gehoor en gegee aan die stem van die Here, hulle God, aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag, luister, die opdrag van die koninkryk, waarmee die Here hulle God hom gestuur het. Nou hoe het ek gesê, wat dit beteken sy naam? One who celebrates. Hy het met goeie nuus gekom. Hy het met goeie nuus gekom. Hy gesê, dis hoe julle dit moet doen, kinders. My kinders, dis hoe julle dit moet doen, kinders van God. As dit nie so gedoen word nie, gaan julle altyd vers 6 en 7 beleef in julle lewe. Jy gaan altyd vermoei word deur die wêreld. Vers 12 sê, die hele oorblyfsel van die volk het gehoor en gegee aan die stem, gehoor gegee aan die stem, gehoor gegee aan die woord, die stem van sy woord, en aan die woorde van Haggai die profeet, volgens die opdrag waarmee die hele hulle hom gestuur, die opdrag. Hoe kan ons dit verwoord vandag? Maak disippels van alle nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Welke naam is Jesus Christus, ons God en ons verlosser. Die opdrag het nie verander nie. Eerstens, die gebod was om hom lief te hê met alles wat ons het. Dit beteken, wanneer ek God lief het met alles wat ek het, dan verander my fokus van hoe my hande funksioneer, hoe my werking funksioneer, want my hart is gefokus op God, ek het hom lief. Die mense kom en vertel my stories van ander goed en ander liefdes en wat ook al, omdat die wêreld sal altyd vir jou afleiding wil gee, weg wil trek, verlei. Of dit nou drank is, of dwelms is, of pornografie is, of wat dit ook al is, jou werk, sommige mense, hulle is so toegewyd, as hulle net so toegewyd kan wees aan God soos aan hulle werk. Verlede week het pastoor Anton gesê, die woord oubei beteken eintlik jebel. Julle was nie hier nie. Jebel. Oubei. Wat sê, ons moet aan hom gehoorsaam wees. Dit bring die prentjie nader en dan begin ons verstaan wat wil God met ons lewe doen en hoe ons moet lewe. Luister wat sê die volk. Hulle was vervul met vrees toe hulle hierdie opdrag hoor van die profeet. Albe jy is vanmôre, en ek vra, maak jou oë toe, want dan gaan die vrees van die Here oor jou afbid vanmôre. Of weet dit waarvan hou of nie, ek weet God weet is die beste ding vir jou en vir my. Ek bid dit vanmôre in die naam van Jesus. Jy moet net vanmôre amen sê. Vader, dankie. Dankie Here, dat jy elke gedagte gevange neem vanmôre en dat u vrees, ek bid vanmôre u vrees, ek spreek u vrees, ek verklaar u vrees oor elkeen vanmôre. Ek bid u vrees, die vrees van die Here oor elkeen. Heilige Gees, mag u besit vat van die woord volgens die profeet Haggai uit die hart van Haggai, waar hy uiteindelik uit uitbundigheid en opgewondenheid, hy celebrated, hy het fees gevier, hy was iemand met daai gesindheid, Here, bid ek vanmôre die vrees van die Here oor elkeen vanmôre, nie net wat hier sit nie, wat deel is van hierdie gemeente en wat sal word, en ook Here, hulle wat vanmôre hoor uit die verskillende mediabronne in Jesus se groot en magtige naam. Amen. Hoe doen ons dit? Ons het nou gehoor, ons moet 'n besluit maak om gehoorsaam te wees. Ons het die Here se hart gehoor, ons hoor die Here se hart vir hierdie gemeente. Sê, go and make disciples of all nations. Groot opdrag en die groot gebod. Die groot gebod is om hom so lief te hê en die groot opdrag is, met hierdie liefde kom ook 'n praktiese sy, en dit is om almal lief te hê, om dan disippels te maak, om hulle te leer, om alles te onderhou.
God sien nie kleur nie. Hy sien siele. En dit is wat God vanmôre vir my en jou wil sê, moenie kleur sien nie. Wanneer ons kleur sien, dan begin daar vrees of onsekerheid of ontwyfel by ons opwek. Hoekom? Want dit herinner ons aan ons verlede en ons ondervinding van die lewe. God sien siele, hy sien nie kleur nie. Hy sien siele. Ons sien dit wat ons moet doen, ons het 'n groot taak. En dit jy skep vrees by u vanmôre. Ek weet nie ek weet nie of ek betrokke wil wees nie. Skep vrees by ons. Die opdrag wat God ons gee, die taak wat ons het, om die opdrag uit te voer, skep vrees by ons. En dan voel ons ook, dis die lewe vereis so baie. Waarom dink jy wil die pastoor in sy bestuursraad en leierskap hê? Waarom moet ek die krag kry vir hierdie goed? Weet jy wat beteken dit? Dit beteken eintlik dat ek meer toegewyd moet lewe. Dit beteken ek moet 'n prys betaal. Dit beteken ek moet meer tyd met God spandeer, want nou wil ek hoor wat God wil sê. Wat moet ek doen in hierdie transisie, in hierdie hele proses? Wat moet ek doen? Ek kan nie verskoon van die prys wat jy moet betaal nie. Jy moet besluit, wil ek gehoorsaam wees? Is ek geroep as 'n helper, as 'n voorbidder? Is ek geroep as 'n intercessor? Is ek geroep as 'n prediker? Wat moet ek nou doen? Nou moet ek 'n prys betaal. Ek moet nou my afsonder van die wêreld om hierdie goed te kan hoor. Want die wêreld stop ons ore vol. En dit is hoekom ons by Haggai 1:6-7 of 5:6-7 uitkom. En dit is God se observasie oor sy kerk. Want ons stop ons ore vol met die wêreld. Ons harte loop oor. En is vermoeid. Wat wil God hê jy moet doen? Nou, want dit is nou wat belangrik is dat jy gehoorsaam moet wees. Jebel. Obey. God wil hê met jebel. Kan jy dit sê? Jebel. God wil hê ek moet jebel. Ek hoor niks. God wil hê jy moet jebel, jy moet gehoorsaam wees. You have to obey now. In this period, in this season, to be in time for whatever God wants to do from henceforth here and wherever it moves. Dat ons gehoorsaam sal wees in die Heilige Gees. Moet ek by die klank betrokke raak? Moet ek by die musiekspan betrokke raak? Moet ek by die nagmaalspan betrokke raak? Moet ek by Grief Share, die mannegroep, die jeug betrokke raak? Wat sê die Here vir jou vanmôre? Ek glo die vrees maak ons ore ook oop. Respek vir God. Dis nie om bang te wees nie, is om respek te hê vir hom wat die opdrag gee. Gehoorsaamheid dra vrug. Ons het gesê, wat moet ons doen? Vers 12, en kyk ons net, Sagaria 4. Sagaria 4, vers 4, 6 en 7. Vir hierdie groot taak, vir wat ons nou moet doen. Ons het gehoor, Pastor Henry het nou net gepreek voor die afronding op die gebou, die sluitsteen. Ek weet nie of julle kan onthou nie. Halleluja, hulle knik hulle koppe, pastor. Hulle het iets gehoor. Ek wil net in kort daarby uitkom, wat en wie is die sluitsteen? En die werk wat ons begin vir God en die volëinding daarvan, wie is dit? Wie is die chief cornerstone? Is Christus Jesus. Hy is die hoeksteen van wat ons nou aanpak. Hy loop ons vooruit of het ons vooruit geloop.
Ek lees dit vir jou, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van Here in Serubabel, naamlik nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskap. Die Here sê nie jou krag nie, my krag. Wie is jy, groot berg? Die taak wat ons het in die koninkryk. Hierdie gemeente is geroep vir 'n taak. Maar vir van ons, en selfs vir almal, selfs hulle wat gesê het, ek slaan my hand in die ploeg, en ek ywer, Here, ek wil gehoorsaam wees, selfs daai komponent, hy noem dit die remnant, die oorblyfsel, wat besluit het, Here, ek vat die ploeg, ek beweeg saam met U, ek slaan my hand in die ploeg, ek wil ywer vir U, maak nie saak nie, ek sien dis 'n groot berg, dit gaan 'n moeilike proses wees, dit gaan 'n prys kos, dit gaan my krag, gaan my energie vat, dit gaan slaaplose nagte kos, dit gaan my geld kos, my toewyding. As jy 'n bietjie bid, Here, maak my 'n bietjie los van die werk, dat ek 'n bietjie meer betrokke kan wees by U huis. Ek glo in my hart, dis wat ek begin bid het. Dis omdat ons dit nie bid nie, Here. Ons vra nie vir die Here sulke goed nie. Ons vra vir hom, Here, gee my 'n increase. Here, maak my vakansie voorspoedig. Here, ek moet nou by Woolworths al daai kos gaan koop. Dankie, Here, dat U daarin voorsien. Ons vra nie die Here vir sulke goed nie. Here, maak my 'n bietjie los by my werk. Here, ek wil nie my werk eerste stel nie, ek wil U altyd eerste stel. Ek wil hierdie prentjie in my lewe verander. Ek beloof jy, sodra jy begin bid, gaan die Here gehoor gee aan jou. Gehoor gee in jou gebed. Want dis wat hy wil hoor uit jou hart uit. Die goed wat die koninkryk aanbetref, wat hom bevorder, wat hom verheerlik. Ons het vanmôre gesing, en alles wat hom verheerlik. Die headstone or the capstone, hierdie sluitsteen, it's a final stone to place to complete a building, often with a final stone placed to complete a building, often with a ceremonial shout of grace, grace. Met ander woorde, a victory shout. Wanneer hierdie gebou afgerond is en hierdie sluitsteen in posisie gesit is, was daar 'n seremonie wat gesê het, wat soos 'n celebration was, waarin hulle hierdie woorde geuiter het, genade, genade, maar in 'n oorwinning vierende gesindheid. En dis wat ek vanmôre oor jou verklaar. Kan jy vanmôre saam met my opstaan en sê, Here, om hierdie werk vir U te doen, kan U saam met my opstaan vanmôre, om te weet dat Christus moontlik gemaak het wat ons nou aanpak, reeds moontlik gemaak het. Kan U opstaan vanmôre? Kan U vanmôre saam met my sê, genade, genade oor ons? Ja, gaan net wees spontaan en celebrate net sy victory, want wat celebrate ons? Ons celebrate die victory, die oorwinning van Jesus Christus. Dit wat ons aanpak vanmôre, dit wat ons aanpak, ons hoef nie rond te kykie, want God fokus op die wat hulle self commit. Dit wat ons aanpak vanmôre, God sy dank wat ons altyd laat triomfeer. Onthou Haggai, the one who celebrates. Genade, genade. Kom ons skree vanmôre, nie skree nie, kom ons chant, kom ons sê uit ons hart uit vanmôre, dit wat ons nodig het, Here, is U genade. Genade oor ons, oor die werk wat ons moet voleindig, want wek my gees op, Here, om die werk te kan doen. Ek wou nie in die begin sê om die werk te kan doen nie, want U sal al reeds gesê het, nee, is nie vir my nie. Wek my gees vanmôre op. Bid dit tot die Here vanmôre, wek my gees op, Here. Vers 14 sê hy, die gees van Serubabel en Joshua opgewek om wat te doen, om die werk te kan doen.
die oorblyfsels van die volk, hulle wat teruggekeer het. Kom bid saam met my. Here, dankie vir môre. Jy kan net aangaan asseblief met daai woorde, Here genade, ons celebrate grace, grace. We celebrate this morning grace, grace, Lord, upon us. Lord, stir my spirit this morning. You're going to ask it this morning, and God is going to stir up your spirit. If it comes from your heart this morning, God will stir up your spirit. I cannot force you this morning to be stirred by the Holy Spirit. It must come from your heart. It must come from your heart. Dit moet van jou hart kom, dis jou besluit vir môre. Wat beteken, dis jou commitment. Dis die prys wat jy betaal, wat Jesus reeds betaal het. Wek op my gees, Here. U mag maar sit, dankie. Wek op my gees. Daar's 3 dinge. Ek wil net 3 dinge noem vanmôre. Haggai 1 vers 12. Jy kan dit neerskryf. Ons het dit klaar oor gepraat. Is ongehoorsaamheid. Hier sien ons die volk kom tot 'n plek waar hulle sê, ja, maar ek wil gehoorsaam wees aan my Skepper. Ons wil gehoorsaam wees na die een wat ons teruggebring het. Nommer 2 is wanneer ons onwaardig lewe. In 1 Korintiërs 11 praat hy van dat julle gebruik die nagmaal maal met 'n onwaardige wyse. Wat is dit eintlik? Wanneer ons onwaardig lewe, wanneer ons van hierdie tafel gebruik, wanneer ons deel het aan die nagmaal, die perend van die dood en opstanding en dit wat Christus vir ons beteken, veral die dood, want sonder sy dood was daar nie 'n opstanding nie. Wanneer ek dit gebruik en anders lewe as wat dit beteken, dan lewe ek onwaardig. Wanneer ek deel het aan die tafel en ek word dronk gereeld, dan lewe ek onwaardig aan die offer van die kruis. Wanneer ek na pornografie kyk, ek noem net 'n paar goed vanmôre. En ek kan nie die siklus breek en nie vir die Here vra, help my hier nie, maar ek wil myself verlustig in daai sonde, dan kom ek hier en ek eet van die tafel. Dan eet ek 'n veroordeling oor myself. Onthou die tafel is genade ook. Die Here ken jou hart, waarna toe werk jy? As jy nie opreg is, as ek nie opreg is in my hart nie, sê Here, help my om hierdie sonde in my lewe uit te sort. Want ons het ook gehoor, ek dink verlede week, bekeer jou. Wat gebeur dan? Die Here ken jou hart. Die Here ken my hart. Hy ken my hart. Hy weet waarna toe ek werk. So jy kan lieg vir jouself, ek kan lieg vir myself, of ek kan vir God lieg. As daar sonde in my lewe is, en ek sê, Here, help my, gee my genade, genade op genade, want dis ook waarvoor die nagmaal, die tafel daar is, die dood en opstanding van Jesus. Dis genade, wat my maak wie ek is, want ek vra gereeld vir die Here, Here, hierdie ding in my lewe, ek weet is nie in orde nie, help my om dit uit te sorteer, het vat baie keer maande, soms jare, maar ek ken my hart, ek werk na 'n punt toe, en God wil hê, selfs ongehoorsaamheid aan hom, ons moet na 'n punt toe werk. Want ons kan nie kom sit en dan van die tafel gebruik, die offer van Christus. Want wanneer ons van 'n onwaardige wyse, soos Haggai 2 vers 11 tot 14, kan dit wat heilig en gereinig is deur Christus se offer, onrein, kan iets dit onrein maak? Ja, sonde kan dit onrein maak. Hierso sien ons, vers 11 tot 14, so sê die Here van die leerskare, Haggai 2, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê, as iemand heilig 'n vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan die brood raak, of iets wat gekook is, of wyn, of olie, of water, of spys ook al, sal dit heilig word. En die priesters het geantwoord en gesê, nee, daarom sê Haggai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees. En die priester het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. Toe antwoord Haggai en sê, so is my volk, so is in my oë hierdie volk,
en so hierdie nasie, spreek die Here, en so is al die werk van hulle hande, en wat hulle daar offer, dis onrein. Met ander woorde, soos ek gesê het, wanneer ons deel het aan die offer, maar ons lewe anders as die offer. Ons sê, Jesus, dankie dat ek van die brood kan eet. Jesus, dankie dat ek van die bloed kan drink, die perend van die bloed in die liggaam. En ek loop in lewe anders, is nie in lyn waarvoor die offer staan nie, dan kom ek uit lyn uit, plaas ek myself in veroordeling. Daarom moet ons eerder seker maak, vra Here, help ons, gee ons genade, terwyl ons dit gebruik, hierdie ding in my hart wat nie hier moet wees nie, Here, sorteer dit, help my, ek het nie uit my eie krag nie, maar deur die Heilige Gees en genade my lewe. Want ons kan nie gemeenskap hê met die duiwels en gemeenskap met die tafel van die Here nie. Ons kan nie in sonde lewe en verwag God gaan ons milddadig seën. Ek het gesê, een is ongehoorsaam by dinge wat hierdie proses kniehalter in ons lewe, om op 'n onwaardige wyse te lewe. Nommer 3 is ons verloor moed. Dis hoekom hy in Haggai 2 vers 4 sê, nou dan skep moed, sê die Babel, spreek die Here, en skep moed, Joshua. Nou hierdie 2 manne was leiers op die gebied van die herboue, van die tempel. So hoe dink jy het hulle gevoel toe hulle daar kom? Soos ons soms voel, ons kan nie vir ander mense wys, ek is ook moeg nie. Ek kan nie vir ander mense wys, dit wat ek sien, is ook vir my te veel nie. Maar hy sê vir hulle, skep moed, net soos die oorblysel van die volk, skep moed om die taak wat die Here ons gegee het. Skep moed, Joshua, hoëpriester, seun van Josadak, en skep moed julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk, want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by julle uittog uit Egipte, en my gees sal in julle midde bestendig wees, bly wees nie, bevrees nie. Sagaria 4 vers 6 en 7. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur u gees, o God. Wek my gees op, Here, vir die werk wat ek nou moet doen vir die koninkryk, waar ek nou is. Mag ek luister wat die gees van die Here my sê, wat 'n rol moet ek speel? Want dis wat ek gedurig vir die Here vra. Wat 'n rol moet ek speel? Wat's my funksie? Ons gaan afsluit. U kan staan, baie dankie. Ons gaan afsluit, kan u vir ons Sagaria opsit? Sagaria 2 vers 6 tot by vers 9 asseblief. Ek gaan dit net so lank lees terwyl jy opstaan. Dit sê, want so sê die Here, nou kom ons by God se beloftes. Want hierdie kerk het beloftes wat God ons gegee het. Want so sê die Here van die leerskare, rukkie nog 'n kort rukkie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe, vers 7. En sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vul, sê die Here van die leerskare. Luister, aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare, vers 9. Ons sê klem op vers 9, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeër, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Ek wil vanmôre hê ons moet lewe spreek, vir waar ons nou in is, vir alles wat moet uitvloei in hierdie proses. Dat alles ingesluit sal wees, dat ons lewe spreek deur hierdie woord vanmôre wat sê, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as vroeër.
Kom ons bid. Ek gaan afsluit na ons klaar. Kom ons bid. Here, dankie. Ek wil hê jy moet daar waar jy is, die Here op hierdie woord vat. Sê Here, dankie. Ons spreek lewe. Ons sien dat die heerlikheid van hierdie huis groter sal wees as wat dit vroeër was. Kan jy net daar in gebed met die Here gemeenskap hê met God in gebed rondom hierdie saak. Want die Here wil hê ons moet lewe spreek. Here, dankie vanmôre. Besluit vanmôre om saam te stem. Besluit vanmôre om gehoorsaam te wees vir die rol wat jy moet speel in hierdie proses. Here, dankie dat die toekomstige heerlikheid van hierdie huis groter sal wees as wat dit vroeër was. Ek bid dit vanmôre in Jesus naam, Here, en ek dankie dat ek hierdie woord, dat dit selfs die engele opdrag gee om aktief te funksioneer in hierdie woorde, Here. Here, ek bid vanmôre, en soos ek gebid het, ek kan dit nie afbid op iemand wat sy hart nie wil toegee aan en gehoorsaam wees aan God nie. Ek bid dit vanmôre oor elke open, toeganklike hart. Here, wek ons gees op om die werk te doen wat jy ons nou geroep het om te doen. In Jesus naam. Amen. Amen. Gaan in sy vrede en liefde, kry iets om te drink, koppie koffie of 'n koppie tee, moenie loop nie, gesels met iemand, ontmoet iemand, skud iemand saad. Vader, baie dankie dat ons kan afsluit in U naam, terwyl ons vandag dat die genade oor ons sal wees, Here. Selfs in hierdie week wat voor lê vir die taak wat jy ons geroep het om te doen in Jesus naam. Amen.